Goeiedag geliefde, dit is Dinsdag en ons gesels oor Jesus se lyding. Jesus se lyding wat baie meer ingehou het as die fisiese lyding op die Via Dolorosa en op Golgotha. En ek dink enigiemand wat so 'n bietjie gaan dink hieroor, kan sommer dadelik dink, ergens moet ons praat van verraad. Van hoe Jesus verraai is. En hoe daardie deel van sy lyding moes gewees het. Om te weet, en ek het al in die verlede hier op hierdie forum daaroor gepraat, dat hy 30 silwerstukke werd is. Dis al. En nou dink jy seker dat ek vandag saam met jou juis Judas se verhaal wil lees, maar ek wil nie. Ek wil vandag vir jou 'n ander verhaal lees in Johannes 18 vanaf vers 25. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom, jy is tog nie ook een van sy disippels nie? Hy het dit ontken en gesê, nee, ek is nie. Een van die hoëpriesters se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken, en net daarna het daaraan gekraai. Dis een van die bitterste, seerste dinge in hierdie lewe, om in die rug gesteek te word. Nou hoop ek nie te veel van julle wat hierna kyk, het dit al beleef nie. Maar die realiteit is dat baie van ons dit al beleef het. Jy sien, die verraad kom altyd uit 'n oord wat jy dit nou glad nie verwag het nie. Net soos jy dalk nie vandag verwag het wanneer ek praat oor verraad, dat ek Simon Petrus aan jou sal voorhou as 'n voorbeeld nie, maar dis presies wat hy gedoen het. En hierdie oomblikke voor die Via Dolorosa nog begin het, is vol van sulke verraad oomblikke. Eers was dit Judas, en toe was dit Markus wat sommer sonder klere weggehardloop het van die gevangene neem toneel af. Toe volg almal hom. En toe volg sy mees getroue volgeling hom. Die een wat gesê het, oor my dooie liggaam sal ek toelaat dat u ooit sterwe. En die sê, nee, ek ken hom nie. Verraad. Verraad om in die rug gesteek te word. Ruk jou hart uit jou uit. Veroorsaak dat jy nie kan vertrou nie. Veroorsaak 'n letsel wat nie sommer gesond word nie. Want ek ken min mense wat verraad ervaar het, wat ooit vrede gemaak het met die wat hulle verraai het. Al wat bly is die letsels in die rug. En dit is Jesus se lyding. Jesus moes hierdie intense emosie van verraad ervaar. Hoekom? Weereens, sodat ek en jy dit nooit hoef te ken nie. Want dit is nou maar eenmaal so, dat Jesus praat oor sy eie getrouheid aan sy mense. En sy beskerming van sy mense. Daarom sê hy, julle moet in my bly en ek in julle. Maar die belangrikste vandag wat hy vir my sê, is Johannes 10 vers 28. Dan sê hy, maar kom ons lees dit eerder saam, dat jy dit mooi hoor. Johannes 10 vers 28 sê Jesus, ek gee hulle die ewige lewe, dit is sy mense, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Een wat weet hoe dit is, om rondgeruk en pluk te word. Om uit sy bestaan uit gepluk te word. Om 'n lydingspad te gaan stap waarom jy moes sterf. Weet dat ons versekering nodig het, dat ons nooit verraai sal word nie. En hy sê, niemand sal julle ooit uit my hand uitruk nie. Daarvoor het hy gelei. Mag jy dit waardeer en mag jy loyaal dankbaar op sy verraad antwoord. Mag jy haar nooit kraai waar ek en jy oor hom uitgevra word nie. Shalom.